Salve in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoi, môre vriende, baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd en hoe geseënd is ons nie om weer om Vader se woord te kan kuier en iets te kan leer by Vader nie. Vriende, ek wil vir ons voorlees Prediker 3 van vers 1 tot 8. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak, 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Watter voordeel het hy wat werk, dat hy hom vermoei? Ek het die taak gesien wat God aan mensekind gegee het, om hulle daarmee te kwel. Ons sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, dierbare Vader, Here, baie dankie vir die woord wat ons kon gelees het. Vader, dankie vir dit wat U met ons wil bespreek vandag, die boodskap wat U aan ons wil oordra. Vader, help ons regtig om die wêreld daar buite te los en regtig nou te fokus en te luister wat die Gees van U vir ons wil sê. Here, my gebed is dat die woord op vrugbare grond sal val. My God, laat ons die wêreld daar buite los en dat ons anders te hier uitstap as wat ons hier ingestap het vanoggend. Laat U woord spreek, Vader, want U die diensnig te luister. Ek vra dit in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. En ek dank U daarvoor, my God. Amen. Vriende, ek lees van 'n verhaal van 'n man wat een oggend op pad is kerk toe. In die woelwater, 'n bietjie laat opgestaan en al goed, was daar nou nie tyd vir hom om ontbyt te eet. Met die gee sy vrou vir hom 'n yoghurt wat daar in die yskas is. En ja, daar spring hy vlieg daar weg, spring in sy kar, maar hy vat hierdie yoghurt so en hy kyk. Hy sê, "Maar genade, hierdie ding se expiring date was dan al 4 maande terug. Kan hy nog reg wees?" Maar ja, die honger, die maag gegrom, hy honger. Ek dink, ag, weet jy, wat kan nou erg wees daar trend? Vat die ding daar,
eet hom, so sy gejaag kerk toe. En ja, lekker vol voel hy daar, met die gedagte, ag maar, dit is dan in elk geval net 'n vervaldatum, so hy voel alright. Maar vriende, teen die tyd toe die dominee amen sê, die pastoor amen sê, fluister hy vir sy voor, hy sê, vir sy vrou, hy sê, weet jy, ek moes geluister het na daai expiring date. En toe begin hy sweet. En ja, toe is daai vervaldatum nie vernietig gewees nie. En toe was daai yoghurt oop. So het alles 'n vervaldatum. So het alles 'n begin, alles het 'n einde. Is dit nie dan kosbaar dat daar gelukkig vervaldatums is in krisistye nie, in nood nie, wanneer dit lyk of die dinge net nie meer wil regloop nie. Vriende, ons moet net besef, God se tydsberekening is volmaak. Hy weet wanneer om iets te laat begin, hy weet wanneer iets moet eindig. Hy weet wanneer 'n deur moet oopgemaak word, en hy weet wanneer daai deur toegemaak moet word. Vader, gebruik verandering in ons lewens, in ons daaglikse dinge. Nie om ons te straf nie, maar om ons te laat groei. Elke dag is daar iets nuuts wat Vader ons wil leer. Dis hoekom jou vriendegroepe hou nooit. Jou werksgroepe hou nooit. Daar's altyd iemand nuuts wat voor jou pad kom, of op jou pad kom. Jy verhuis dalk na ver land toe, of dalk net oor die brug. Dan is jy in 'n nuwe gemeente. Daar is dalk iets wat Vader wil hê jy moet leer. Of daar's iemand wat by jou wil leer, of moet leer, soos dit Vader behaag. Jy weet, ek is lief daarvoor om te sê, dit is kom so belangrik is om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Dis presies dieselfde, ek weet julle manne, weet ons om vuur te maak. 'n braaivleisvuur aan die brand te steek met briekette. So hoekom dit belangrik is om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees? Jy weet self, as jy daai vuur maak, jy gooi mos 'n lekker hoop, jy sit jou blits in, al die goedjies in. So saam, al die briekette saam. Maak ons nou een lekker vlam, lekker vuur, nou lekker op braai. As jy een van daai kole daar uithaal, jy sit hom aan die hoek, wat gaan met daai kool gebeur? Wat nie hier by die groep is nie. Hy gaan ons doodgaan. Hy gaan nie meer brand nie. Hy gaan stagneer. Vriende, nou dit is presies dieselfde wat gebeur. As jy nie saam met mense in geloof die Here aanbid nie, as jy probeer om dit op jou eie te doen, dan word jy koud. Yskoud. Jy gaan dood. Jou vlam brand uit. As daar, waar julle mekaar se vlamme kan helderder laat brand, mekaar hitte gee. As jy 'n bietjie sukkel om te brand, dan help die ander een jou mos 'n bietjie. Of as die ander een sukkel, dan help jy 'n bietjie. Maar weet julle wat is die lekkerste van daai? Van ons, en nie die braaivleisvuur nie. Ons sal nie so uitgebrand word nie. Ons sal so eendag opvaar na ons Vader toe, na ons Skepper toe. So vriende, wanneer jy verstaan dat alles het 'n tyd, alles het 'n plek, alles het 'n datum. Dis net daar waar jy besef wie is in beheer. Sien, elke seisoen in ons lewens het 'n begin en 'n einde. So alles het 'n expiring date op. Ons lees op Psalm 30 vers 6. Want 'n oomblik deur die sy troon, maar 'n leeftyd sy goedertierenheid. Snags vernag die geween, maar die gejuig kom in die môre. Sien vriende, tot swaar kry en pyn hou nie vir altyd nie. God ken ons trane. Hy weet wanneer ons bedroef is. Hy het reeds mos nou die nuwe oggend al klaar geskep wanneer hy daardie trane in lag weer gaan omskep. Sien, tot so ook met voorspoed. Het ook 'n tyd. Ek dink dit is hoekom Vader dit so bespreek het, of beplan het, om nederig te wees voor hom, om hom altyd in gedagte te hou, voor oë te hou,
Want hoekom dit belangrik is? Ek sê maar dit gaan nou net goed met jou, die hele tyd, dit gaan net goed. Dit is asof jy alles kry waarvoor jy bid, wat jy gevra het, wat jou hart begeer, jy kry dit net al. Is dit nie dan wanneer 'n mens afvallig raak nie? Is dit nie dan net daar waar die vyand jou wil hê nie? Maar kyk wat weet jy als, dit was nie vir God nodig nie. Is dit nie hoe mens dink nie? En dan is jy besig om weg te skeer van Vader af. In steede van nader na hom toe beweeg jy verder van hom, want jy het mos nou als. Gaan goed, gaan klop Dusselboom. En dit is net daar waar Vader jou verras. Dan kan jy maar sê, dan word die dam onder die eend uitgeruk. Dis net daar wat jy val. Maar jy weet ons sê mos, wanneer jou voete onder jou uitgevat word, dan val jy op jou knieë. En dan kom jy weet tot by die besef, hoe nodig jy God het. Hy is mos die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Vriende, in Romeine 8 vers 28 sê vir ons, en ons weet, dat vir die wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Elke seisoen, selfs pynlike een, vorm Christus se beeld in ons. Soos die psalmdigter daar sê, ons weet dat vir die wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vriende, dit net daarby sê, dit is nie te sê dat jy nou in die mooiste paleis gaan bly, mooiste kar gaan ry. Want ons weet as ons God lief het, is ons vergenoeg. Ons is happy met ons klein minietjie wat daar staan, of ons klein Alfa. Ons is happy. Ons het ten minste 'n kar. Ons kan ten minste ry. Ons is vergenoeg met wat ons het. Want God seën ons reeds. Ons loop mos dan met 'n ander vrede en vreugde in ons harte rond. Met daardie vreugde van die vrug van die Gees vir ons gee. Ons is vergenoeg. Ons soek nie hierdie groot beloning en onthou, ons weet mos wat se beloning gaan ons kry. Ons weet mos waar kom ons beloning vandaan en wat daardie beloning inhou. Dis daar in die hemel. Waar roes en mot dit nie kan vernietig nie. Dis waar ons beloning gaan kry. Hier is ons 'n aardelike lewe, dit is tydelik, dit gaan ons verby. Ons is mos net bywoners hier. Ons gaan sê vir altyd hier bly. Vriende, Deuteronomium 8 vers 11 sê vir ons: Neem jou in ag dat die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettings wat ek aan jou vandag beveel te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie en mooi huise bou en bewoon en jou beeste en jou kleinvee vermeerder en jou silwer en jou goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder en jou hart hom dan verhef dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte uit slawerny uitgelei het. Sien vriende, jy kan bou, jy kan alles doen. Alles, maar moenie jou God vergeet nie. Dit is hoekom God dan soms daai deur mos nou maar toemaak. En as dit net so dan as God nie daai deur toemaak nie, en jy besef nie jy het verder van Vader af weg gedryf nie. Onthou net, dan het jy mos vergeet. Is dit nie dan beter dat God jou nou hier weer in die bek ruk en jou weer terugtrek nie? As wat dit eendag te laat gaan wees en sê, hoor hierso, dan is jy soos daardie 5 wyse maagde en die ander 5 onwyse maagde, wat nie genoeg olie in hulle alle lampe gehad het. Is jy nie dan so nie? So is jy nie dan eerder bly God ruk jou nou reg nie. Hy trek jou nou weer reg nie. Hy kry jou nou weer op aandag. So as dit daardie dag te laat is dalk. Sien vriende, ons moet onthou elke einde wys van God se begin en sy einde. Ons lees in Openbaring 22 vers 13. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Sien vriende, verval leer ons om te vertrou. Soos ek sê, dit gaan nie altyd goed nie. Onthou net, storms moet kom, sodat God ons geloof kan toets. Maar ons kan verseker weet van 2 dinge. Hy storm met 'n expiring date en ons is nie alleen in daardie storm nie.
Jesus saam met ons in daardie storm. En dit gaan ook verby. Dit gaan ook verby. Vriende, tot sommige verhoudings het ook 'n vervaldatum. Johannes 15 vers 2 sê, elke loot aan my wat nie vrug dra nie, neem hy weg. En elkeen wat vrug dra, reinig hy, sodat dit meer vrug kan dra. So sommige mense is net vir 'n tydperk in jou lewe. Soos ek sê, dan het jy klaar genoeg by hulle geleer. Dan is dit tyd om aan te beweeg. God het vir jou 'n ander pad. Of, soos ek voorheen gesê het, jy is nou jou tyd om iemand anders te gaan leer. Wat jy daar geleer het. God sny af wat nie groei nie. As iemand in jou vriendegroep, by die werk, as hulle nie vir jou 'n goeie invloed is nie, as hulle jou terughou, van waar God weet jy kan uitkom, van waar God jou wil hê, as dit 'n hindernis is, ek meen kyk na Jesus wat hy vir Petrus gesê het, gaan weg van my af, Satan. Toe Petrus agter hom aangestap het en hom wou gekeer het dat hulle hom nie na die kruis toe vat nie. Sien, tot Jesus het vir sy beste vriend gesê, gaan weg van my af, Satan. Want dit was vir hom 'n hindernis om God se doel vir hom te gaan bereik. Dit was 'n hindernis wat gestop is daar. Net so met ons. As daar 'n hindernis in ons lewens is, wat ons nie laat groei nie, wat ons stagneer, of wat ons eerder op 'n Sondag op 'n golfbaan of in 'n fliek gaan sit ergens in plaas van in die kerk, God se woord te kom hoor en tyd saam God te kan spandeer. En verder van God om wegtrek, gaan God dit stop. Vriende, hoekom stop God dit? Dit is nie om jou te straf en vir jou te sê, ja, ek het jou gesê ek spaar nie. Nee. Hy doen dit omdat hy lief is vir ons. Hy doen dit want hy wil tyd saam met jou spandeer, saam met my spandeer. Hy doen dit uit liefde uit. Kom leer meer van my. Kom drink die water hier by Jesus. Water wat die lewe gee. Hy soek om tyd saam met ons deur te bring. Kyk, as ons altyd tyd vir fliek, daar's altyd tyd vir golf speel. Daar is nog tyd vir dit. Maar God het ook mos sy tyd. Respekteer sy tyd. Eer sy tyd. Hê tyd vir hom. Tyd is in God se hande. Nie in ons nie. Ons weet nie wanneer ons tyd kom nie. Ons weet nie wanneer dit ons laaste dag op aarde is, laaste sekond op aarde is. Net God weet. Hy hou tyd vas. Ek help ook nie, jy sê nie, ek sal môre of oormôre weer terugdraai. Hoe weet jy of môre of oormôre vir jou beskore is? Ons ken nie tyd nie. Ons kan nie in die toekoms insien nie. Al wat ons wel van die toekoms weet is wat in God se liefdesbrief vir ons staan. In Openbaring wanneer hy ons kom haal. Al wat ons weet van die toekoms af. Maar wanneer ons daar gaan uitkom, weet niemand. Sien vriende, soos ek voorheen gesê het is, selfs 'n storm in jou lewe het 'n vervaldatum. Markus 3 vers 39 sê vir ons, en hy het opgestaan en die wind bestraf. En vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê, en daar het groot stilte gekom. So sien, geen storm is permanent nie. Die chaos in jou lewe gaan nie vir altyd hou nie. Dit het 'n expiring date. Jesus sê mos, soos ek nou gesê het, jy gaan in daai storm ingaan, maar jy gaan nie alleen daarin nie. Daai storm het 'n vervaldatum. Kyk wat doen ons almagtige Skepper, ons almagtige Verlosser. Hy maak dan die storm stil. Maar waar is Jesus in daai storm? Hy staan op die kant, hè? Hy is saam met hulle in die boot. Dis hoekom ek sê hy is saam met jou in jou storm. Hy kom ons gekies het om op die strand te bly, maar hy het nie. En hoekom het Jesus rustig geslaap agter in daai boot, terwyl daai storm woes was? Want hy het 'n lewendige verhouding met sy Vader. En hy ken mos sy Vader, en sy Vader ken hom. Vriende, net soos ons ook. As die storm kom, dan weet ons mos ons Vader is groter as die storm. Hy het mag oor daardie storm. En hy is saam met jou binne na die storm. So why worry? Hoekom bang wees? Hoekom vir jou ore uitleen vir die vyand? Hoekom na hom luister? Hy het nie eens 'n Bybel geskryf het. Hy wat alles wil naaap. Hoekom na hom luister? As Jesus dan gesê het, jy kan rustig wees in jou storm, onthou ek is saam met jou daar. Gee dit aan hom oor. En wanneer Jesus sê, it's done. It's done. Jou vervaldatum het aangebreek.
Ja, vriende, net so. Het ons lewens op hierdie aarde ook 'n vervaldatum. Jy gaan nie vir ewig hier wees nie. Kyk, daar is predikers, ek sal maar dit sê, dit is vals predikers, wat mos sê, hulle hoor reguit by God, en ja, nee, hulle gaan net 120 jaar oud word, en dan gaan hulle weggevat word. Dis bullcrap. God het dit nog nooit vir iemand gesê nie. Ek weet nie by wat se God hulle dit hoor nie, maar dis nie by ons lewendige God nie. Niemand een van ons weet eers, en Jesus weet dan eers wat is die tyd van sy wederkoms nie. Hoe sal mens dit weet? Psalm 90 vers 12 leer ons. Leer ons om ons dae te tel, dat ons wysheid in ons harte mag bekom. En wat is wysheid, vriende? Wysheid is ons om die Here te ken. Wysheid is ons om die Here te soek, te vind. Dit is ons wysheid. Daardie wysheid sal nie van jou weggevat word nie. Ons het net 'n kort tyd om 'n impak te maak op hierdie aarde, in iemand se lewens, om iemand aan te raak, om iemand te bemoedig, maar weet julle ook, ons kan aan die verkeerde kant op van daardie koin val. Ons kan verkeerde dinge aanleer, ons kan verkeerde paaie volg, ons kan verkeerde dinge doen, net so ook die goeie. Dis ons keuse wat die een. Wat die een gaan jy volg, wat die een gaan jy voed, wat die een gaan jy doen. Dis hoekom die Bybel sê, wysheid in die hart bekom. Is dit nie lekkerder om te weet jy is nie in die moeilikheid nie, of is dit lekkerder om te weet jy is in die moeilikheid? Want as jy mos in die moeilikheid is dit mos nie in jou knaag, dan kry jy mos slaaplose nagte, jy kry stres, jy weet nie, eetlus is weg, en dan weet jy, jy mos nou bekommerd. Maar waar jy nou in vrede en vreugde leef, kom wat wil, jy's happy. So wat een is die beste? Dis die goed voor die sleg. Efesiërs 5 vers 15 sê vir ons, let dan daarop, dat julle noukeurig wandel. Koop die tyd uit, want die dae is boos. Paulus waarsku ons sê, elke dag is 'n geskenk, maar nie 'n waarborg. Ons weet nog môre of jy verskore is nie. Ons weet nie eens of vanaand vir ons beskore is nie. Ons weet nie. Ons het 'n vervaldatum. Filippense 1 vers 21 sê vir ons, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Sien vriende, vir 'n kind van God is die einde nie iets om te vrees nie, maar iets om te verwag. Dink nou net as hierdie expiring date kom van hierdie aarde, gaan ons in 'n plek in. As ons saak reg is met die Here, gaan ons in 'n plek in waar daar nie expiring date is. En it's done. It's klaar. Sien, elke asemteug is 'n geleentheid om ons Here Jesus te prys en te verheerlik. Sien, ons expiring date hier op aarde is 'n aardse expiring date wat ons laat oorgaan in die ewigheid. Wat dan is. Mits, ek sê weer, die verhouding met die Here Jesus reg is. Ons lees Psalm 103 vers 12, dat tot jou sondes het ook 'n expiring date. Jou verkeerde daar het ook 'n expiring date. Ons lees, so ver as die ooste en die weste, het hy ons oortredinge van ons verwyder. Sien, by sonde, by kwaad, expiring date het aangebreek. Dis weg. Dis in die diepste see gegooi. En God hou dit nie weer teen ons nie. Dit is afgemaakte saak. Dis klaar, dit's dan, dis dit. God het aanbeweeg. Hy dink nie weer daaraan nie. Daai expiring date was daar. Dit het gebeur. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Jy sien, ons verlede mag dalk deel wees van ons storie, maar dit is nie ons identiteit. Ons is mos nuut gemaak deur Jesus se kosbare bloed.
En weet julle, daardie expiring date is ook nog nie daar nie. Daardie expiring date van Jesus se bloed wat jou kom reinig, dis nie daar nie, dis nog nie daar nie. Daar's nog tyd, daar's nog 'n kans. Dis nog daar. Die woord sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Onthou, daai expiring date kom op, maar God nie meer gevind gaan wees nie. Jy gaan hom nie meer kan vind nie. Dis expiring date op dit ook. Is jy nie bly dat daar 'n expiring date is op jou sondes, op jou swaar kry, oor jou hartseer, oor jou ongeloof? Dink net as jy die hele tyd in 'n winterseisoen moes geleef het. Dink net as jy altyd paniekbevange is. Maar dink net as jy altyd in daardie pyn en lyding sit, vir jare na jare, en jy het nog nie daardie expiring date aangegryp van Jesus se bloed, Jesus se vergifnis, en jy sit vas in jou sonde, en jy wil nie uit daai expiring date uit beweeg nie. Ons lees in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in alle ewigheid. Jesus Christus het nie 'n expiring date nie, maar sy vergifnis het wel. Dag wanneer dit te laat is, die dag wanneer hy ons kom haal, en jy het hom nie aangeneem nie, jy glo nie in hom nie, is dit jou expiring date. Dan gaan jy nie saam in die ewigheid in nie. Vriende, net soos daardie yoghurt wat daai man se vrou vir hom gegee het, die vrou vir die man gegee het, met daai expiring date, is hierdie aarde het opeen. Daai expiring date kom. Maar God se goedheid, sy liefde en sy getrouheid verval nooit. Die ewigheid waar ons ingaan, verval nooit. Ek gaan nou vir julle iets voorhou wat ook 'n vervaldatum het. Hy het ook 'n expiring date. Ons noem dit die nagmaalfees. Want soos ons weet, gebruik ons die nagmaal en ons verkondig Jesus se dood tot hy weer eendag terugkom. So wanneer Jesus Christus terugkom, het die nagmaalfees sy expiring date bereik. Want dan het hy ons sy belofte nagekom en hy is hier en hy het ons kom haal. So vriende, ek lees vir ons Johannes 6 vers 53 en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood van die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. So vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy die brood eet en die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ons lees 1 Korintiërs 11 vers 27, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat
hy sy liggaam gebreek is tot volkome versoening vir al ons sondes. Nie vir die een of vir daai een nie, vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11:24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daar's die expiring date. Totdat hy kom. So vriende, neem die brood en die beker en neem saam met ons deel in hierdie genadefees. Hierdie fees wat vir ons sê, ons Here Jesus leef in die hemel en hy's op pad terug om ons te kom haal. Hy het vir ons sondes, al ons sondes gesterf, het weggewas, sy bloed vir ons die lewe te gee. So ook die beker wat vir ons geskink is met Jesus sy heilige bloed. Mag die God vandag ons God wees en mag sy loyale liefde ons lei en loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. Kom ons lê die oor. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie pragtige boodskap wat U met ons kom deel het. Here, dankie dat ons kon geleer het en gehoor het nou van alles wat 'n vervaldatum het. Dankie Here dat elke storm 'n vervaldatum het. Dankie dat alle lelik 'n vervaldatum het. Jesus, dankie dat U nooit 'n vervaldatum het nie. Dankie vir die wat in U vashou en in U glo. Daar 'n ewigheid is. Dankie dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons U kan volg. En dankie dat U gekom het om vir ons die lewe te gee. Help ons om so vas te hou aan U, dat ons ligte helder sal skyn vir die om ons, en dat ons mense sal nader trek aan U koninkryk. Here, wees so saam met ons vir ons hierdie week weer ingaan, versterk ons en help ons in elke opsig alles wat ons moet doen. Dat ons U naam groot maak, dat ons U naam sal heilig, dat ons U woord sal verkondig. Vra dit in die grootste naam wat ek ken. En ja, Here, dan ook die briefie wat hier voor my lê. U weet is die skrywer en U wat op die briefie staan. Here, ons sê nou dit is 'n afgehandelde saak. Ons dra dit aan U op. En ons dank U, Here, dat U dit nou afgehandel het. Vader, ons loof en ons prys U in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.
Ons beste wat vir altyd sal bestaan, hy beskerm elke mens wat wil geloof daarop aan. Hy is ons skry en hy is ons vader, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die grond waar die bestaan. Praise of Hallelujah, Lord, praise of Hallelujah, Lord, praise of Hallelujah, praise the Lord, if you hunger, lost was een staan op robben, want dan stond ze op. Om leven die worden, van zijn woord waren nog groot, want zijn woord zal eeuwig staan. Lord, praise of Hallelujah, Lord, praise of Hallelujah, Lord, praise of Hallelujah, sing words of the song. Sing words of the song. Sing words of the song.